vriende gemaak het, en oupa was altyd deel van dit. As ons braai hou, oupa Mike's daar. As ons gaan visvang, oupa Mike's daar. As ons troues hou, oupa Mike daar. So hy was 'n groot deel van ons almal se lewens. Hy het ons gedra op sy manier, hy het vir ons dinge geleer, hy het vir ons so baie dinge gedoen, en ek is my pa ewig dankbaar. Hy was vir my 'n vangnet toe my lewe in mekaar tuimel. Toe was my pa daar. Nou hoop ek ons is sy vangnet. Ek was baie lief vir my pa, my suster, Stella wat oorlede is, baie lief vir my pa. En die laaste 4 weke wat my pa, ons dink, baie pyn en lyding gehad het, was ons vir hom daar. Ons het seker gemaak, hy weet, ons staan by hom, ons ondersteun hom, ons is lief vir hom, en hy het dit alles geweet. Ons glo hy het gehoor as ons met hom praat. So vandag is ons laaste eerbetoon aan hom. Meer as wat ons gedoen het, kan ons nie vir hom doen nie, maar ek glo in my hart, my pa weet, ons was lief vir hom, en dankie vir julle almal, se ondersteuning, liefde, en alles wat julle vir ons gegee het. Ja. Ekskuus, ek het hierdie uitgeprint, maar ek het vir die huis vergeet, want ek mag in die fone vergeet. Okay. Liefste oupa, van die dag wat oupa my sagte lyfie vasgehou het, toe ek in die wêreld gekom het, toe die dag wat ek oupa se sagte hande vasgehou het, en gegroet het, was daar die mooiste liefde tussen ons gewees. Ek het my hele lewe oupa langs my sy gehad. Oupa was by skoolkonserte, vakansies, eerste dag van skool, tussen die kinders, die huwelik, en lekker kuiertjies net om op te vang. Oor die jaar het oupa opgehou kyk na my, en iewers het ek na oupa begin kyk. Iewers het ek groot geword voor oupa se oë, klein mensies gehad, en hulle in oupa se huis gebring, en oupa het hulle net so lief gehad, soos wat oupa my gehad het, en oupa se kinders. Oupa het hulle met liefde behandel, wat oupa so mooi gedoen het. 2 agterkleinkinders het voor oupa se oë groot geword, en die ouderdomme van 7 en 13 gesien voor ons finaal moes groet. Dit was die grootste blessing. Ek het elke besoek so waardeer, en my hart is baie seer dat oupa weg is. My elke tweede Vrydagse kuiertjie by oupa was iets wat ons so na uitgesien het. Oupa was my mensie gewees, en ek het oupa diep in my hart gekoester. Oupa het my hand baie styf vasgehou die dag toe ouma dood is. Oupa het selfs getreur, maar oupa was daar vir ons. Oupa was daar toe ek vir my ma baie gesê het. En oupa was daar toe ek my boetie moes aan die dood afstaan. Oupa was nog nooit nie daar nie, tot nou. En alhoewel ek baie hartseer is en ek staan nie vandag, en oupa is nie langs my nie, is ek baie dankbaar vir elke oomblik dat ek die eer gehad het, om oupa se eerste kleinkind te wees. Dit was amazing, om so oupa soos jy te gehad het. En toe liewe Jesus oupas uitgedeel het, het ons die beste gekry. Ons kan net droom om eendag sulke amazing grootouers te wees. Oupa, rus in vrede, rus sag. Ons gun dit vir jou toe. Jy het 'n baie mooi lewe gehad, en vandag vier ons oupa in herinnering. Ek is baie lief vir oupa, vir altyd en vir ewig. En ek kan nooit genoeg dankie sê vir alles wat oupa vir ons gedoen het nie. Ek het ook gedink aan iets om te sê, maar memories van Elandsrand toe ons kinders was, Kersfees. Ons het Kersfees gelyk. Oupa se beestong, ingelegde boontjies, ons gaan dit verskriklik mis. Maar gelukkig het ons gesien hoe het oupa dit gedoen, ons het dit, behalwe die boontjies, ons het dit nooit gesien, dit was nou 'n geheim, en oupa dit staan graf toe. En hoe dit magical vir ons was, en oupa en ouma het seker gemaak, hulle het ons geweet,
Ons het ons Bybelversies gelees, ons liedjies gesing, maar ons kan hom mis. Wat ek sal onthou van oupa is, as ons iets ge-MacGyver het. Hy was lief gewees om, hoe sal die Engels het, dit te wing. Dan, partykeer kyk jy na die tyd, dan wonder jy, het lyk nie baie veilig nie. As die myn dit nou moet sien, sal hulle hom gesê, nee, gaan bietjie op pension, dis bietjie onveilig hierdie. Ag, net so vinnige straaltjie. Iets interessants wat nogal nice is die oupa gekatkeseer is, hy ook uit hierdie kerk het gekatkeseer, en vandag begrawe ons hom nie uit. So hy het so letterlik 'n hele kringloop gemaak, tot hier by die begin. Ok, laat ek die bedankings doen dan. Ek aan die TLG begrafnisondernemers, julle vinnig en pyk en persoonlike diens, Dr. Kaan en haar mediese span by die Kruisdorp Privaat Hospitaal, dat hulle so mooi na oupa omgesien het tot op die laaste toe. Zelda en haar span omgeheers by Gemoedsrusthuis, dat hulle so mooi na oupa gekyk het en omgesien het. En dan Dominee, dankie vir die boodskap en diens wat opkom. Ek sê so dankie daarvoor. Sagte woorde en die besoek aan oupa in die hospitaal. En dan ook aan sy amandelgroepie, ek weet, hy was baie lief gewees vir sy amandelgroepie. En dan Tannie Daleen en Pieter vir die mooi blomme en die opmaak van dit alles. Van Renette en Annegie vir die design en die maak van oupa se mooi begrafnisboekie. En Rian wat oogie gehou het, en was supervisor. Vir die familie se bydra en insette met die reël en bymekaar sit van alles, dit was letterlik 'n spanpoging gewees. Tannie Jean van Tabazimbi, my suster Sonika, Tannie Michelle, my ma Sandra, my skoonma Eliza en my vrou Eliza, vir die help met die voorsiening van die verversings van na die tyd. Vir elkeen wat dit kon bygewoon het, vriende, familie, die mense wat van ver is op Facebook, hallo. Baie dankie vir almal se oproepe en boodskappe, ons as familie waardeer dit regtig baie. Dankie. Goed so, ek is 'n oupa, stok oud, dis hoekom my grys hare daar is, as ek my grys hare nie is eintlik wit hare. Maar wat die lekkerste van oupa wees is, jy kan goeters wat jy verkeerd doen met jou kinders, kan jy reg doen met jou kleinkinders, maar ek geniet veral om met hulle te speel, en donderdag aande is altyd ons hoogtepunt, dan kom die twee kleindogters aan ons toe, en dan kuier hulle by ons, dan pa en ma date night, dan is dit nou ons tyd, en dit is vir my altyd lekker om te speel, maar ek onthou toe Carly gebore is, ons oudste van die twee, dit is hier onder in Pinehaven gewees, en ons almal staan in die saal, ons nou gehoor, Carly is nou gebore, en alles nou reg en veilig, ons wag nou dat sy nou, hierdie nuwe prinsesie, waarna ons nou, ek dink meer uitgesien het, as wat ma en pa uitgesien het, terug te kom in die saal. So ons is 3 oupas en 3 oumas, moenie my vra hoe het werk nie, ek sal later verduidelik, 3 oupas en 3 oumas, die ander 2 oupas, met alle liefde vir hulle, is bles. My skoonseun, met alle liefde vir hom, is ook bles. So toe die suster nou terugkom met hierdie klein babatjie, wat in so 'n pers kombersie toegewikkel was, soos 'n mammetjie wat dit so lê, toe scan sy nou hierdie klomp ouens wat in die staan en wag, die 3 oumas en 3 oupas, en Casper, en sy besluit toe maar, wel bles beteken baie oud, en grys is daarmee so oud nie, so sy dog toe ek is die pa, en sy druk vir klein Carly in my arms, ek is baie geflatter daardeur, maar toe ek nou afkyk en hierdie kleintjie sien, joh, hulle is maar lelik as hulle so gebore is, mens sê nou as hulle is sagte mensies en alsulke goede, maar dis, kom nou net 9 maande uit die baarmoeder uit, so dis, en ons mans is dan nie helemaal maklik met hierdie ding van babas vasthou nie, ons doen nie die popspeel ding gewoonlik nie, so nou staan ek met hierdie klein gremlinkie, sy is baie mooi, ek is baie lief vir haar, maar sy is bedrywig, so sy wriemel haarself so oop, en toe kom haar so klein handjie uit, wat so om oupa se vinger vat, en toe chonk ek, toe besef ek net, ag, en dis nou by, hoeveelste keer het ek het nou al beleef, maar geboorte is
God at work. Dis 'n miracle. As jy nou soek vir 'n wonderwerk, gaan kyk na geboorte. Die kans dat ons nie gebore word nie, is veel groter as dat jy wel gebore word. Dat jy vandag hier sit, nadat jy wat 20 of 80 jaar oud is, dis nog 'n groter wonderwerk. Maar hulle sê, in daai 9 maande, die spermpie wat die ander spermpies swem en by 'n selletjie uitkom, en seldeling en vashegting plaasvind, en dames, julle sal nou weet van daai eerste trimester se naarigheid en ongemak, en dan in die tweede trimester se naarigheid en ongemak, en die derde trimester se erge ongemak, en hier en daar ook nog naarheid, en bekommernisse, en sonaars, en al daai goed wat ons doen, dat ek en jy gebore word, is 'n reuse wonderwerk. Daar is nie ander woord om te beskryf nie. En dan word hierdie klein mensie groter. Carly is nou al 6 en Lika word al 1 hierdie naweek. En is net so het gebeur. En skielik word hulle groter en begin hulle loop, begin hulle kruip, en lyk my dis min of meer soos 'n mens se lewe. Daar's 'n geboorteplek. En dan gaan hulle skool toe. En dan gaan hulle hoërskool toe. Raak hulle verlief. En oupa is dan hopelik al weg, want hulle moet iewers te trou. En daar gaan nie 'n man wees wat dit gaan regkry nie. En dan gaan hulle kinders hê, en hulle gaan ouer word, en hulle gaan siek raak. En dit gaan seer wees om siek te wees en ongemak te wees, om nie te versorg nie, maar om versorg te word. En dan gaan hulle hospitaal toe, en dan gaan hulle dood. As mens nou biologie as vak gehad het, sou mens nou hierdie ding kon beskryf as die lewensloop van die mens. Jy het ook die lewensloop van die springkaan gedoen, en die lewensloop van die skoenlapper, maar hier is die lewensloop van die mens. Daar's 'n begindatum en 'n einddatum. Die vraag is nie wat gebeur daar in die geboorte nie, maar dis easy. Dis God wat aan die werk is, daar's nie 'n ander manier nie. Ons vraag is eerder, wat het gebeur hier toe hy sy laaste asem uitgeblaas het? Toe 'n Mike se fiets forever gaan staan het. Kan ek net gou vinnig teologies met jou praat? Ek gaan nou die Bybel lees, ek dit vir jou verduidelik. Baie ouens sê, hierso het die sonde die finale oordeel gevel. Hierdie is die duiwel wat hierso sterker as God was, en daarom gaan ons dood. Kan ek my net asseblief duidelik stel, ongekwalifiseerd, dis nonsens. Dis bog. Toe Mike sy laaste asem uitgeblaas het, en ek en jy as gelowiges, is hy by God. Is God daar. God is nie hierso absent nie. Hy het nie hierso iewers te gaan help in Amerika om vir Trump stil te kry, of in China om hulle aan die gang te kry nie. God was 100% teenwoordig toe Mike sy laaste asem uitgeblaas het. En dit sê ek vir ons as gelowiges. As jy ongelowig is, gaan jy dit nie verstaan nie. Ek verstaan dit heeltemal. En ek vra om verskoning aan dat jy in hierdie gehoor moet sit. Maar vir my as gelowige beteken die dood, dis eintlik incredible. Paulus skryf daaroor. Hy skryf in 1 Korintiërs 15, heel aan die einde van sy boekie skryf hy sê, ouens, nou moet jy die boek Korintiërs verstaan. Dis 'n moeilike gemeente, dis dit deurmekaar ouens. Hulle is 'n klompie mense in 'n hawe stad wat 2 hawes gehad het aan die ooste en die weste kant, en hierdie hawe stad mense is mos nou maar deurmekaar ouens, handel word gedryf, daar's prostitusie, daar's alles wat jy nie in 'n stad wil hê nie, is daar in daai stad. En nou skryf Paulus vir hulle 'n brief en sê, julle as gelowiges moet anders te wees. En hy raas met hulle. Hy sê vir hulle, julle huwelike lyk te mekaar, julle eredienste lyk te mekaar, en dan 1 Korintiërs 13, julle moet mekaar lief hê met die agape liefde wat God gehad het. So hy raas van begin tot einde, behalwe hoofstuk 15 met hulle. Asof hy by hoofstuk 15 sê, okay, ek het nou deur die strate gestap, ek het deur die kerk se vensters gekyk, deur die huise se vensters gekyk, deur die hofsale se vensters gekyk, dit lyk nie goed nie, maar nou kom hy so half by Sterkfontein begrafplaas uit. En dan stop hy by die begrafplaas en sê, wag 'n bietjie. Dood, waar is jou oorwinning? Daarom sal ons lewe, selfs al het ons gesterwe.
hy gebruik 'n mooi voorbeeld van 'n by. Hy sê, dood, waar is jou angel? Waar is dit waarvoor ons hoef bang te wees? Ons hoef nie. Die dood is nie die einde nie. Ek wil dit vir julle lees in die woorde van Paulus in Korintiërs skryf. Hy sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van God. Die heerlikheid, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. En dan sê hy, maar ons wat hierdie skat het, hierdie as God na ons kyk en sê, wow, dis grand. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Lyk my, hy skryf vir 'n NG gemeente, want hy moet herhaal, anders vang hulle nie die eerste keer nie. So hy skryf hulle, ouens, kom ons probeer aan een. Ons weet dat, wanneer ons aardse woning, dis die belangrike ding, wat maar net 'n tent is, afgebreek word. As daai klaar is, dan het ons 'n vaste gebou, wat in die hemel is. So kom ek gebruik die beeld wat Paulus gebruik. Hy sê nou Paasnaweek, so ons gaan almal Buffelspoor toe. Ons gaan kamp. Dis ons Afrikaners mode of vakansie. So ons in die karavaan met 'n ventersleepwaandjie en jy gaan ons Buffelspoor toe. Daar aangeland, jy is net ingeboek vir donderdag tot maandag. Dis net daai 5 dae wat jy het. Jy stop daarso, slaan jou tent op, maak alles reg. Al karavaners en kampers kan ons die interessantste goodies daar uithaal, nee. Dis behalwe wat jy nie weet waar dit vandaan alles kom, hoe dit tot daar gekom het nie, maar dis allerhande goodies wat hulle daar inlaai en nou laai dit uit. En daai stukkie spasie word nou hulle sinne. En dis oukei. Daar kan jy slaap, daar kan jy jou bier drink en jou gediggies opsê en jy kan daarso wees. Dis jou plek vir die 5 dae. Maar die bestuur van ATKV gaan dalk bietjie ongemaklik wees as jy iewerster 'n ou inbring om nog 'n stukkie plaveisel vir jou in te sit. Soms 'n private jobbie wat jy wil hê. Hulle gaan veral frons as jy nou 'n swembad daar reg voor jou plekkie, voor jou karavaan gaan grou. En dan begin uitlê en sê maar ek gaan nou 'n bietjie langer hier bly, so ek gaan nee. Dis nie jou grond nie. Jy kan daar bly op hulle terme vir die 5 dae waarvoor jy betaal het. Vir die res, jy kan nie maak wat jy wil nie. Jy kan nie vir jou ekstra boompie daar plant nie. Dis nie jou plek nie. So may I remind you, dis dalk die belangrikste wat ek wil doen. Ons lewe is eintlik maar tydelik. Trouwens, daar's 'n probleem met hierdie ding. Ons lewe is net so lank. Ons dink dis hoe lang aanhoudende lewe. It's not true. Hierdie is jou lewe. En as jy en God nie mekaar vasgebind is nie, dan is die lewe vir jou hel. Want hierdie stukkie is al klaar moeilik en nou Mike is daarso. Ek weet nie waar ek en jy op hierdie stretch nie. Party van julle is nog in die begin, party is in die middel. As ek die somme maak statisties, dan lê ek ook hierdie kant toe. Maar dis al wat ons het, ouens. So kom ek gee vir julle 2 vrae wat julle moet dink. Die eerste vraag is, wat gebeur as jy vanaand doodgaan? Ek weet dis 'n unfair vraag. Ek weet dis op 'n manier 'n soort van 'n manipulasie, want dis 'n slegte tyd, 'n begrafnis of 'n roudiens om so 'n vraag te vra. Dis jy's nou al klaar half emosioneel en nou kom laai die dominee nog hierdie ding op jou af. Nou moet jy skielik 'n keuse maak. Jy word so half gemanipuleer. Dis nie wat ek wil doen nie, asseblief nie. Ek wil hê jy moet rustig vanaand, nadat jy die ligte afgesit het, die alarms aangesit het, die honde laat piepie het, tande geborsel het, al jou goodies gedoen het, as jy in jou bed klim, net weer gaan seker maak dat jy en God connected is. Want as jy nie is nie, dan is hierdie deel van jou lewe nog steeds aan die gang, maar in hel. Dis nie asof jy net dood is nie.
jy is letterlik in die hel. En ek weet nie daaroor moet jy te preek nie. Die Bybel het 'n paar prentjies daaroor, maar dit klink vir my dis warm daar. Dit klink vir my is ongemaklik en is sonder God. Dis hel, letterlik. Of jy gaan die hemel toe. En dis al wat ek graag wil hê jy moet vandag en vanaand of môre aand net weer rustige besluit gaan maak en sê Here, ek wil U dien. Ons het so 'n reeks het ons Woensdae deur die saam met die gemeente deur die Bybel stap en ons het Woensdag by Josua stil gestaan. En Josua aan die einde van sy boek doen hy wat hy in die begin gedoen het. Aan die begin sê hy, okay ouens, ek en my gesin ons kies die Here. Aan die einde van sy boek, net so voor hy self doodgaan, sê hy, okay ouens, wat my en my gesin aangaan, ons gaan die Here dien. Jy hoor wat oom Mike ook gedoen het? Ten spyte van wat ander ouens vir my frons en lag en snaaks dink, ek dien die Here. En hy het afgegee aan sy kinders, sy kleinkinders, hy het afgegee aan die mense wat saam met hom geleef het. Dis so Mike gewees. Om iets van God se lewe, sy genade te demonstreer in sy lewe. Om te sê, maar ek is aan God vasgebind, en daarom, dit klink gaan ek onsensitief wees as ek het nou sê, maar julle sal verstaan wat ek bedoel. Daarom is ons so half bly dat hy vandag oorlede is. Klink nie reg nie, nee. Skies daaroor. Ek wil julle weet nou van die swaar kry, ons weet nou daarvan. Ek was by hom die Dinsdag voordat hy oorlede is in die hospitaal, net pype en masjiene en sensorkies en alarmpies en dit is swaar om so te sien. Jy ken hom nie so nie. So ons is dankbaar dat hy verlos is daarvan, maar benewens dit, dis wat met almal van ons gaan gebeur, nê? Ons almal gaan daai paadjie loop. 'n Te hoë kankertelling, 'n te hoë impak op in 'n motorongeluk. Dit alles maak dit ons lewe eindig. Dat die rooi klaar is. So wat gebeur as jy vanaand doodgaan? Bottom line vraag. Maar hier is dalk 'n belangriker vraag, net so 'n belangrike vraag. Wat gebeur as jy vanaand nie doodgaan nie? Want daar's so 'n kans ook. Gaan jy môre leef soos wat Christus wil hê jy moet leef? Ek dink dit is amper 'n belangriker vraag as die dood. Nee, dit is net so belangrik. Maar vir ons wat saam mekaar leef, is dit belangrik dat ons sal sê, ek wil as gelowige leef. Ek wil as disipel van Jesus wil ek 'n verskil maak op hierdie aardbol. Ek het net so toe ek in Kreeusdorp gekom het 26 jaar terug, 27 jaar terug, toe ek by 'n seminar wat 'n ou in die onderwys vir onderwysers so 'n bietjie gemotiveer het. En toe sê hy die volgende, sê die enigste vraag wat regtig waar ter sprake gaan wees vir die mense wat nagelaat word is, het jy hierdie stukkie aarde wat jy gekry het 'n beter plek nagelaat? Ja. En vir bykans 30 jaar worstel ek met hierdie ding. Hoe kan ek die plek wat ek gekry het om te leef, die mense wat saam met my op hierdie stukkie grond is, hoe kan ek my legacy, daar is die Engelse woord, my nalatenskap so laat wees dat hulle my gaan mis? Hulle gaan sê, ja, dit was so 'n ongelooflike impak wat hierdie ou in my lewe gemaak het. En ek dink julle het dit nou gesê met die bedankings in die in memoriam. Net om te sê, maar Mike het so 'n ongelooflike verskil in julle as kinders, julle as familie se lewe gemaak. Hy het hierdie stukkie lewe wat hy gehad het, nagelaat beter as wat dit gekry het. So wat gebeur as jy vanaand doodgaan? En wat gebeur as jy vanaand nie doodgaan nie? Lyk my Paulus beskryf dit baie maklik. Hy sê, ons wat hierdie plek gekry het, moet weet, daar's hierdie skat in ons. Ons gaan as ons doodgaan, gaan ons saam met God wees, en ons weet nie eens heeltemal hoe lyk die hemel nie, né? Ons het almal prentjies daarvan, en die beste prentjie wat ons het is Openbaring, en selfs dit is maar so half net so skreefie wat ons kan kyk so deur die gordyntjie. Maar is wit strate en almal sing en ek weet nie hoe dit lyk nie, maar dit lyk dit is nogal nice. Die mense wil graag so toe gaan. Dis waar ons op pad is. So hier's dalk 'n reminder vir jou. Daar's meer aan die lewe as hierdie lewe. There's more to life than this.
Die Here het vir jou soveel meer en hy het dit klaar aan ons gebring. Jo, ons nou hierdie volgende 2 weke is ons nou Paasnaweek en dis presies waaroor dis waaroor Jesus aarde gekom het. Ons sê ek is vir julle verskriklik lief en ek gaan ons besig om te bereeks oor Kolossense nou in hierdie tyd. En die Kolossense sê toe daar's die heerlikheid wat van Christus uitskyn is in my en jou. Ek en jy het klaar die glory wat ons eendag gaan hê. En nou is die belangrike, skyn dan net. Shine. Wys wat binne in jou is. En dis nie bad nie, dis juist die glorie van Jesus wat gekom het aan aarde toe, gekruisig is en ons staan volgende Vrydag stikkend in flenters voor hom. Maar die Sondag daarna, dan kan ons opgewonde sê, maar die graf is leeg. Hy het vir ons kom gee, en hy het sy gees vir ons kom gee 40 dae later, om in ons te woon. So ek en jy is die kerk, is die liggaam van Christus. So daarom moet hierdie stukkie lewe so ten volle geleef word, omdat ons weet dat se hoop en wat se wonderlike dan vir ons nie vooruitsig is. Daarom kan ons hierdie lewe soos oom Mike so sinvol en goed leef wat ons kan. Want my remind you, die lewe is kort, bitter kort. Dankie Here dat U vir ons die lewe kom skenk, vir ons kom leer hoe om dit te lewe. En op 'n of ander vreemde manier moet ons ook vandag sê, dankie dat hierdie lewe nie al is nie. Dat ons oë toemaak, ons saam met U in die hemel sal wees. Dankie dat Mike hier op aarde so baie nagelaat het. En nou gun ons hom die hemel. Maar ons dink nou gaan rus wees nie. Ons dink daar gaan opgewondenheid wees oor wie U is. En ons sien in die Bybel staan daar dat mense het geworship. Hulle het nie niks gedoen nie. Hulle het nie iewers onder 'n boom gaan sit en rus nie. Maar dat U aktief aanbid. Dankie daarvoor. Dankie dat ons met hierdie vooruitsig kan afskeid neem. Met hierdie wete kan afskeid neem. Dat U amazing grace het juist vir ons die lewe kom gee. En veral vir Mike. Amen.
Kom ons staan nog, ek wil ons die seën uitspreek, en as ek klaar die seën gespreek het, dan is jy welkom om vorentoe te kom, en so met 'n laaste eer betoon, hier by oom Mike, en laaste totsiens te sê. Mag die genade van die Here Jesus Christus, en mag die liefde van God wat ons Vader is, en mag die Heilige Gees se teenwoordigheid met ons elkeen wees en bly. Mag jy weet, jy is nie alleen nie. Mag God ons by jou. Amen.